Goeiemiddag Adi, welkom by hierdie gesprek wat ons vandag het. Baie dankie François, dis vir my baie lekker om hier by jou te wees. Nou ek wil vandag 'n bietjie gesels rondom narratiewe. Dit is nou die meer deftige naam wat hulle daarvoor gebruik, maar die ander naam wat 'n mens seker kan gebruik is verhale of stories. Nou as ons die Bybel lees, dan kom ons agter dat dit is 'n ware verhaal wat vir ons begin voordat tyd nog begin het, en dan gaan dit deur die geskiedenis en dan gee dit ook vir ons 'n toekomsperspektief. So is 'n groot verhaal, so mens kan dit 'n groot narratief, 'n meta-narratief of so, ja. Ja, mens kan dit so noem. Nou, wanneer ons nou na ons wêreld kyk, dan sien ons dat dit nogal 'n bietjie die mekaar wêreld is. As ons byvoorbeeld na die kunswerke kyk, dan sien ons die kunswerke is nogal redelik betekenisloos, en baie van dit lyk asof dit 'n 3-jarige is wat daai kunswerk gedoen het. Ja. En dan word dit nou verkoop asof dit nou vreeslik oulik is en so aan. En dan kan ons ook na die argitektuur kyk, dit is ook so 'n laslappie tipe van ervaring. En dan op morele vlak word enigiets getolereer behalwe dit wat regsinnig is. Wanneer 'n mens nou 'n bietjie filosofie studeer, dan kom 'n mens agter dat dit nie 'n toevalligheid is nie. Dit is eintlik maar waar ons goddelose heersers en die establishment, dit is maar eintlik waar hulle nou vandag is. Dit is basies soos 'n bootjie wat doelloos en ankerloos in die storms ronddobber. En hulle noem hulle self dan postmoderniste. Nou hierdie denkskool, hierdie postmoderne denkskool, sal dan met trots sê dat hulle nie in grand narratives glo nie. So hulle sal nie in die Bybelse verhaal wil glo nie. Hulle sal sê dit is nou 'n ou mite, ons wil niks daarmee te doen hê nie. En dan wat hulle nou met hierdie groter verhaal bedoel, is dit dat daar nie in die geskiedenis, dat ons nie op pad is na iets toe nie. Dat dit alles eintlik maar betekenisloos is. Ons het 'n lewe wat ons hierso lewe, en dan as jy nou doodgaan, dan is jy nou maar dood, en alles is rigtingloos en doelloos. En daarom kon ons nou sien dat al hierdie voorbeelde wat ek nou genoem het, dat dit ook so rigtingloos en doelloos is. Nou Adi, jy het jou doktorsgraad gedoen oor strategic narratives. Nou dit is nou duidelik, staan dit in opposisie teenoor hierdie postmoderne ouens wat ons nou vandag van sien. Nou ek wil heel eers hê, as jy vir ons miskien bietjie net kan definieer waarvan ons praat as ons sê narratiewe, en hoekom is dit belangrik? Ja, baie dankie François. Nou, narratiewe, in elk geval in die konteks van my PhD, is verhaallyne. So narratiewe is eintlik die raamwerk wat sin en betekenis verskaf aan ons aksies en aan ons lewe as mense. Maar woorde, as jy die vraag vra, as jy vir jouself vra, wie is ek? Waar is ek? Waar kom ek vandaan? Waarheen is ek op pad? Al hierdie vrae, dan is jy eintlik besig met narratiewe. Al hierdie vrae word natuurlik in 'n narratiewe sin beantwoord, want jy as mens bevind jouself op 'n bepaalde tydstip in die geskiedenis, en dit is iets waaroor jy nie self beheer het nie. So ons is nie soewerein nie. Ons is soewerein oor die werklikheid nie. Ons is in 'n narratief waarbinne ons deur die soewereiniteit van God geplaas is. Maar nou narratiewe is veral belangrik omdat dit is singewende funksie. Met singewend bedoel ek sense making. Om sin te maak van die werklikheid, om sin te maak van ons bestaan en ons doel, werk ons met narratiewe. In my PhD's inleiding kon ek so 'n bietjie my liefde vir tennis daar gebruik, want ek gebruik die voorbeeld van 'n tenniswedstryd om hierdie narratiewe te verduidelik. As jy tennis speel, op 'n bepaalde punt, enige bepaalde punt in die wedstryd, alles wat na die wedstryd gebeur het voor hierdie punt, speel 'n rol oor hoe jy die volgende punt in die wedstryd benader. En dan uiteindelik jou doel
is natuurlik om die wedstryd te wen. So daardie doel, uiteindelik doel het jy deurlopend vir oë. Maar dit wat jy weet, wat nou in die verlede gebeur het, bepaal jou strategie. So, dis 'n tipe van 'n mikrokosmos van die werklikheid. Dit is hoe ons in die werklikheid optree. Nou, daarmee wil ek nie sê dat die werklikheid as sulks is 'n narratief nie. Ek dink narratief is die wyse waarop God die werklikheid aan ons openbaar en hoe ons die werklikheid ervaar. Dis die wil van God wat manifesteer in die skepping, in die voorsienigheid, hoe hy die wêreld onderhou. Dit alles is narratief van aard. As ons byvoorbeeld kyk, kom ons dink net aan 'n ding, ons noem onsself gereformeerde Christene. As jy jouself 'n gereformeerde Christen noem, dan doen jy dit in die lig van goed wat in die verlede gebeur het. Natuurlik in die lig van die openbaring van die Bybel, maar dan ook met name in die lig van die hervorming. Weet wat na die hervorming gebeur het? Ons stamme word af van die Hugenote, so die vlug uit Europa uit per Romeinse vervolging vorm 'n kardinale deel van ons identiteit. As Afrikaners speel iets soos die gelofte van Bloedrivier daar ook 'n baie belangrike rol. Dit vorm alles deel van hierdie narratief waarmee jy die vraag beantwoord, wie is ek? Maar dan is dit ook belangrik om te onthou dat saam met dit gaan die vraag, bekende vraag, quo vadis. Waarheen gaan jy, waarheen is jy op pad? En dit is waar ons hierdie narratiewe volëinding sien in die koms van Christus se koninkryk op aarde en dan natuurlik ons rol in daardie koms as sy skepsels en sy kinders. So, en dit is hoe ons hierdie narratief ervaar, maar dit geld natuurlik vir teenstrydige wêreldbeskouings ook, nee. Mark 6 werk ook met 'n narratief. Hy maak ook sin van die werklikheid op 'n narratiewe manier. Die probleem is natuurlik, hulle verdraai die narratiewe, verwyder dit van die werklikheid wat ons sien in God se openbaring in die Bybel en deur sy voorsienigheid in die geskiedenis. Nou Dr. Addy, jy het jou PhD gedoen met daai titel van 'n strategic narratives. Nou hierdie postmoderne ouens sê nee, daar's geen narratiewe nie. Nou as jy die twee met mekaar sou vergelyk, hoe sou jy die verskille en ooreenkomste, wel daar is dalk geen ooreenkomste. Ja. Hoe sou jy dit vergelyk? Nou, En waar kom dit vandaan? Dit is ook 'n goeie vraag. die idee van geen narratives. Kyk, miskien net eers verduidelik, my PhD het gefokus op die werk van Groen van Prinsterer en hoe hy in die 19de eeu in Nederland narratiewe strategies gebruik het. Veral die manier hoe hy die geskiedenis skryf. Jy weet, sy historiografie, om nou daai woord te gebruik. So, Groen skryf byvoorbeeld, een van sy bekende werke is 'n handboek vir die geskiedenis van die vaderland. Die bedoeling van die boek is eintlik om 'n geskiedenisboek vir skoolkinders te wees. Maar dan skryf hy oor die geskiedenis van Nederland. En hy raak aan die middeleeue, maar hy begin eintlik interessant genoeg by 1517, by Martin Luther wat die kerkhervorming begin. Baie interessante punt om die begin van die Nederlandse volksgeskiedenis of vaderlandsgeskiedenis te sien. Maar hy werk ook met 'n groter narratief. Hy beskou die hele geskiedenis in die lig van twee dinge. Een, die Genesis of begin van die geskiedenis in die moederbelofte. Antwoorde na die sondeval, sê die Here vir Eva en die slang, jy slang sal jou in die hakskeen byt, jy sal hom vertrap. Die moederbelofte van Christus wat die sondeval gaan kom herstel. Vir Groen is dit die sleutel
om die hele geskiedenis te verstaan. Nie net die heilsgeskiedenis wat ons die Bybel lees nie, ook sy eie vaderlandse geskiedenis. Vir hom is daar die moederbelofte van Christus oorwinning oor die sonde is die sleutel. Aan die een kant en dan uiteindelik die telos of die uiteinde van die geskiedenis in Openbaring 11 vers 15 waar ons lees al die koninkryke van die wêreld het die koninkryke of het die eiendom geword van Jesus Christus en waar Christus dan uiteindelik die finale oorwinning behaal. Maar hy sien hierdie hele geskiedenis is iets wat narratief ontvou op weg na daardie uiteinde, na daardie oorwinning, na daardie heerskappy van Christus. En alles dien dan ten doel. Alles wat in die wêreld gebeur, elke oorlog, elke katastrofe, selfs ekonomiese krisisse en al hierdie dinge moet beskou word in die lig van hierdie groot narratief van skepping, verlossing en dan uiteindelik verheerliking. Maar nou wat interessant is, en dit is ook die titel van my PhD, Strategic Narratives is. Hy gebruik hierdie geskiedenisles wat hy nou neerskryf, hierdie historiese narratief om Christene op te roep om aktief deel te neem aan die hervorming en die reformatie van die samelewing. Maar antwoorde wat interessant is, as baie ooreenkomste, is ons eie tyd 'n groep van Princeton se tyd. Want in sy tyd was nou na die Franse revolusie en toe die Bataafse revolusie, waar die idees van die Franse revolusie eintlik in Nederland grondslag vind. En dan word die Christene so half bietjie moedeloos, want die hele Nederland word al meer liberaal. Jy weet die staat, dit was vir 'n Christelike regering, dit is 'n sekulêre staat. Die kerk het verskriklik gesoog onder teologiese liberalisme. In die 19de eeu, mense kan dalk gaan oplees oor die Groningse skool wat die kerk geïnfiltreer het. So die gelowiges was baie pessimisties eintlik daai tyd. En bietjie hopeloos en nie geweet wat er kan doen nie. En dan kom Groen en hy skryf sy bekende boek Ongeloof en Revolusie. En in die hele boek gaan oor die revolusie en die skade wat die revolusie doen, maar in die heel laaste hoofstuk, aan die uiteinde, dan sê hy, ons hoop is op hierdie oorwinning van Christus. En dan sy woord wat hy gebruik is, geloof oorwin die wêreld. Geloof oorwin die wêreld is 'n aanhaling uit, dink 1 Johannes 5 vers 4, as ek reg onthou. Maar dan sê hy, te midde van al hierdie dinge, ons weet wat aan die uiteinde van hierdie hele narratief gebeur, en ons weet wat die doel is van al hierdie dinge. Ons het hoop, want ons weet God is in beheer, ons weet alles werk ten goeie vir ons mee, en alles dien ten doel om uiteindelik Christus se heerskappy oor die hele skepping te bevestig. Nou, om jou vraag te antwoord, die tweede deel van die vraag, waar kom die idee van geen narratiewe vandaan? Wat interessant is, in Groen sy eie tyd, sy eie opponente, het baie dieselfde gedoen as wat hy doen. Met ander woorde, as jy vat iemand soos Hegel, die Duitse filosoof Hegel, wat nou 'n verligtingsdenker was, hy het geleef in dieselfde tyd as Groen. En hy skryf die historiese narratief, wat heeltemal anders is. Jy weet, Hegel is bekend vir sy theses, antitheses, syntheses, paradigma. Maar wat interessant is, as jy David Carr se boek lees, Historical Imagination in the 19th Century, dan skryf hy oor Hegel, dan sê hy, maar Hegel het eintlik presies gedoen wat Groen gedoen het. Hegel het die geskiedenis en die narratief op so 'n manier beskryf
om sy gehoor aan te moedig, om aktief deel te neem aan die manifestasie en die verstelling van hierdie teses, antiteses en synteses. So dis nie net 'n kwessie van as jy werk met narratiewe, dis nie net 'n storie wat jy, 'n abstrakte storie wat jy vertel nie. Dit beïnvloed mense, dit roep altyd die gehoor op om deel te neem, deel te word aan die narratief. En dis baie interessant dat 'n Christelike anti-revolusionêre denker soos Groen en dan 'n verligtingsdenker soos Hegel dieselfde doen. Maar heel wat later in die 20ste eeu, eintlik hier by 1960s, toe kom die postmodernisme. En in die historiografie waarin ek nou werk, is daar al twee ouens wat in die tyd na vore getree het, Hayden White en Louis Mink. White in Amerika, Mink in Europa. En hulle het gesê hierdie idee dat jy 'n historiese narratief het, waarvan ons deel vorm wat die verlede, die hede en die toekoms betrek, is nonsens. Hierdie narratiewe bestaan net in die menslike verbeelding. Aan ander woorde, in 'n sin. En dan sê hy dit elke ou maak maar sy eie narratief op. So 'n narratiewe bestaan, maar dit bestaan net in soverre dat deur die menslike gedagtewêreld geskep word. In daardie gedagtewêreld. Dit bestaan nie in werklikheid nie. Nou, as jy moet nagedink, dan dit kom maar eintlik neer daarop dat dit 'n manier is om jou eie soewereiniteit te laat geld, om vir die mens om te probeer om God se groter narratief van die skepping te probeer ontsnap. Ek dink dit is een van die sentrale temas van die postmodernisme. En dit het eintlik totaal in die geskiedskrywing waar White en Mink gewerk het, het dit totaal bizar geword, want uiteindelik kon jy enigiets sê, jy weet, uiteindelik jy kan eintlik maar enigiets sê oor die geskiedenis. Maar daar's nie historiese gegewe nie. Elke historiograaf skryf geskiedenis as 'n verbeeldingsvlug oor die verlede, die hede of die toekoms. So dit word heeltemal bizar, dit word heeltemal relatief. Daar's nou geen meer iets soos 'n aanvaarde feit nie. Weet jy kan nie met feite werk nie, want elke feit word in die verbeelding van die skrywer geskep en natuurlik die leser ook, nee. Die leser is ook 'n absolute soewereine individu. Er word geen erkenning gegee van die feit dat dit deur 'n goddelike voorsienigheid is dat ons op 'n bepaalde tyd op 'n bepaalde plek is met 'n bepaalde doel nie. Alles word totaal abstrakt. So dit is uiteindelik hoe die postmodernisme hierdie idee van geen narratiewe beliggaam het. Ja goed, so as mens dit kan opsom, dan is dit basies 'n nuwe tipe aanslag in terme van die geloof en die ongeloof. So is maar net 'n verdere verwikkeling in die ongeloof. Ja. Nou goed, as ons nou van die Bybelse narratief gesels, kan jy 'n bietjie meer rondom dit uitbrei? Ja, nou, dit is baie interessant, nee. Ons word met die Bybel groot, so dis vir ons nie snaaks nie. En ons dink nie baie keer daaroor dat die Bybel 'n narratief is nie. Die Bybel is 'n narratief. Nou, wat dit treffend maak is God openbaar homself, dis nie sistematies nie. Ons het die idee van 'n sistematiese teologie, jy kan dit aan dink. Byvoorbeeld, jy weet Calvinse institusie of Baptist gereformeerde dogmatiek. Dit is 'n sistematiese uiteensetting van die waarhede van die Christelike geloof. En as God wou, sou hy sekerlik vir ons so sistematiese uiteensetting kon openbaar. Maar hy het gekies om dit nie te doen nie. Hy het gekies om homself onfeilbaar te openbaar,
by wyse van 'n narratief. En dis baie belangrik en maar dit is die vraag, hoe lyk hierdie Bybelse narratief? Nou ek dink as ou kan dit baie dinge hier sê, om dit kort op te som, daar is 'n paradigma wat die Bybelse narratief beheers deurlopend, ongeag, jy weet, van Genesis tot Openbaring. En hierdie paradigma is een van sonde, verlossing, verheerliking. Jy weet, skepping, eintlik skepping, sonde, verlossing, verheerliking. So, jy weet, dit weet ons almal, goed geskape, sleg geword deur die sondeval, Christus kom, herstel daar die verhouding tussen God en mens, ook tussen God en die skepping as 'n geheel. Christus se verlossing het ons siele nie, maar dit het kosmiese implikasies. Die verlossing van Christus, so dit is eintlik die hele skepping wat daarby betrek word en dan uiteindelik die verheerliking van die skepping, of eskatologiese verheerliking van die skepping as die uiteindelike doel waarheen hierdie narratief beweeg. Die tweede aspek wat ek graag wil beklemtoon is, die narratief is Christus-sentries. Romeine 11 vers 33, daar die bekende teks sê, dan praat dit van Christus, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Antwoorde, Christus is die oorsprong, Christus is die doel, en Christus is die uiteinde van die wêreldgeskiedenis. En die wêreldgeskiedenis kan nie verstaan word sonder om in die opstanding van Christus te glo as die belangrikste gebeurtenis van daardie narratief nie. En hierdie is nogal, ons praat altyd van wêreldbeskouings en verskillende wêreldbeskouings en ek dink baie keer raak dit bietjie vir mense abstrakt, maar as jy moet daar dink, as jy wil probeer sin maak van die wêreld, van wat gebeur het in die wêreld, wat besig is om te gebeur, en waarheen jy op pad is, en jy glo nie in die opstanding van Jesus Christus nie, dan kan jy nie sin maak. Jy kan nie sin maak van hierdie werklikheid nie. So, die werklikheid, die narratief van die skepping kan alleen verstaan word in die lig van die Bybelse narratief, wat uiteindelik dan kulmineer in die oorwinning van Christus oor die bose. En daai oorwinning is seker, nee. So ons as gelowiges, omdat ons glo in die Bybel, sit eintlik in 'n baie besondere situasie, omdat ons weet dat ons is nog in die stryd. Ons weet dit is nie maklik nie. Ons weet daar is baie uitdagings, maar ons weet dat die finale oorwinning opgeskryf is en dat ons 'n deel het aan die oorwinning. Om nou boeretaal te gebruik, ons is in die wensbaan en ons weet dit. So hierdie Bybelse narratief beklemtoon dan hoe God in Christus wil 'n kerk verlos, hoe sy koninkryk op aarde kom, soos in die hemel. Dit waarvoor ons bid in Onse Vader, het ook te doen met hierdie Bybelse narratief. En die narratiewe uitgangspunt waarmee ons werk, vanuit die Bybel. Met ander woorde, ons maak sin van die werklikheid, vanuit die Bybelse beginsel dat aan Christus is alle mag gegee in hemel op aarde, en dat hy ons deur sy Gees verlos en hernuwe na sy beeld. En dan uiteindelik is die groot klimaks van hierdie narratief die herstel van die harmonie. Die skepping is goed gemaak, sonde kom besoedel alles, sonde kom vernietig alles. Uiteindelik loop die wêreldgeskiedenis uit op die volkome herstel van die harmonie tussen God en mens en tussen God en die skepping in Christus. Nou Adi, dit is vir my nogal verblydend dat ons die afgelope jaar, 2 jaar, begin ons nou sien dat daar
begin weerstand opbou teen hierdie nuutste vorm van die ongeloof. Want op die einde, soos wat jy nou verduidelik het, is dit eintlik 'n stryd tussen geloof en ongeloof. Ja. Nou, die nuutste voorkoms daarvan wat ons nou het nou in die volksmond het nou begin bekend raak as woke. En waar dan selfs die definisie van manlik en vroulik word uitgedaag en daar word uitdagings gemaak in terme van wat is nou 'n gesin. So in effek wat hulle besig om te doen is om hulle mag af te dwing, selfs op daai eenvoudige definisies van wat is man en vrou. Ja, Dit is wat hulle eintlik mee Ja. besig is. Nou goed, nou sien ons dat hierdie weerstand is aan 'n opbou. Ek dink byvoorbeeld aan Elon Musk en Jordan Peterson. Elon Musk het nou wat sit 130 miljoen beskikbaar gestel om dit teen te staan, en Jordan Peterson hy het nou self sy eie universiteit begin om dit te doen. En dan kan 'n mens sien dat Elon Musk sê byvoorbeeld dat hulle het basies sy seun het hulle vermoor. Hulle het sy seun doodgemaak met hierdie woke mind virus wat hom geïnfekteer het, en daarom het hy gesweer dat hy alles in sy vermoë gaan doen om dit teen te staan en dit te vernietig, hierdie woke gedagtes. Nou wat my vraag nou aan jou is, beide Musk en nou goed, ek dink tot 'n mindere mate Jordan Peterson begin lyk asof hy begin verstaan wat dit beteken om 'n Christen te wees, en sy vrou is ook 'n Christen, maar daar's ons nog vreeslike gebreke. So wat my vraag aan jou is dit genoegsaam hierdie weerstand wat ons nou sien wat teen hierdie goddelose wêreldbeskouing aan die opbou is? Of hoe moet ons dit sien? Wat is eintlik nodig? Ek dink dis bemoedigend. Ek dink dis ook duidelik uit jou vraag uit. Dis vir my uiters bemoedigend om hierdie weerstand te sien opbou. Maar dis seker nie genoegsaam nie. Definitief nie. En die rede kom weer terug na wêreldbeskouing toe. As ek narratiewe hierby kan betrek, omdat ons gesprek gaan oor narratiewe. Ek dink iemand soos Jordan Peterson en Elon Musk ontvang genade van die Here om iets, met my algemene genade, maar ek bedoel hulle, iets word aan hulle geopenbaar, iets van hierdie werklikheid, van hierdie godgegewe werklikheid, word aan hulle openbaar deur die voorsienigheid. Hulle kan sien dat hierdie agenda wat die onderskeid tussen man en vrou heeltemal wil uitwis. Hulle kan sien dat dit nie strook met die werklikheid nie. So by hulle is daar iets van 'n besef dat hulle is self nie soewerein oor die werklikheid nie. Kyk, want die idee van wokeness kom eintlik van daai selfe idee af wat ons in die Franse Revolusie gesien het, wat ons in die 60's gesien het, by White and Mink wat ek vroeër verwys het, die postmoderne historiese, is die idee van die individu word volkome soewerein oor die werklikheid. Ons aanvaar nie die werklikheid is gegewe nie. Ons aanvaar nie die feit dat ons skepsels is en nie die skepper nie. Die hele onderskeid tussen skepper en soewereine God en skepsel of welbare mens is iets wat die goddelose nie kan hanteer nie. Dit maak hulle kwaad, dit maak hulle mal. En ek dink dit is die hart van wokeness. Is daar 'n idee om, ek is dalk 'n man, die Here het my 'n man gemaak, maar ek wil eintlik 'n vrou wees. Jy weet, en hoekom nie, want ek skep my eie werklikheid, jy weet, ek is soewerein in my eie werklikheid. Dis natuurlik volkome bizar, en dit strook nie met die godgegewe realiteit nie. En Elon Musk en Jordan Peterson sien dit raak, hulle sien die probleme raak. Dis interessant dat Elon Musk, so ver gaan ons om te sê, sy seun is doodgemaak hierdeur. En
Dit herinner natuurlik baie aan die Bybelse beginsel, die sonde lei tot die dood. Romeine 6, dis nie net die ewige dood nie. Dit is natuurlik primêr die ewige dood. En waarna wys word, maar ook in ons werklikheid lei dit tot die dood. Dink bijvoorbeeld aan aborsies, losbandigheid, moorde. Mense gaan dood as gevolg hiervan. Mense gaan dood as gevolg van die, wat Musk noem, terechtlik noem, die woke mind virus. Dus ek dink, ons Elon Musk sien die probleem, maar hy het nie die oplossing nie. Hulle het nie die oplossing nie, want enigiets kort van 'n terugkeer na Bybelse beginsels en erkenning van die soewereiniteit van die God wat homself in die Bybel openbaar. Enigiets kort van dit gaan nie die maas opkom nie. En ons sien dit, jy weet, ons sien dit in Europa, in Frankryk byvoorbeeld, was daar nou vir jare, jy weet, die Le Pen familie en Front National, by politieke partye, daar was nou vir 20 jare aktiewe weerstand teen hierdie linkse agenda, en hulle het redelik politieke sukses behaal. Ek bedoel, hulle het redelik sukses gehaal by die systembus. Hulle het redelik goed gedoen in verkiesings, maar na 20 jaar stryd, waar eindig jy op? Jy eindig op by Olympiese Spele, waar hierdie gender-neutrale Dionysus figuur die laaste avondmaal bespot. Jy weet so, uiteindelik het al die werk wat die regs is in Europa ingesit het, oor die afgelope 2 dekades het myns tot niks gekom nie. En die rede daarvoor is omdat die grondslag nie reg is nie. Ek dink hierdie ouens kan geloof word vir die feit dat hulle iets sien van die probleem. Ek dink hulle identifiseer die probleem grotendeels korrek. Maar sonder die grondslag gaan jy nêrens kom nie. En dit is maar daar die ou Bybelse beginsel Franso van, as die Here die huis nie bou nie, vergeefs bou die bouers. Baie dankie, Arie. Ek dink dit was baie goed wat jy vir ons hier vertel het. So met ander woorde, daar's baie werk om te doen. Die evangelie moet verkondig word. En mense soos Elon Musk en Jordan Peterson, hulle moet tot bekering kom. En dan moet hulle Bybelse wêreldbeskouing moet hulle implementeer en handhaaf, ja, absoluut. So, maar baie dankie, Arie, dat ons kon gesels het. Ons sal weer in die toekoms gesels. Baie dankie, Franso.